Ek is Casper van Zyl van Rubik Leers. Ek is die ingenieur wat aan die ontwerpkant is van hierdie masjien wat ons bekendstel. Wat ek het sommer eers te veel uitwys, hier is 'n stainless steel bin wat 13 kubieke meter groot is, wat 18 ton kan vat. Hy kan ook in 'n mild steel kom. Die voordeel net van die stainless steel is dit hou net soveel langer. So eerstens, dis 'n presisiestrooier. Ons beheer die spinners, ons beheer die belt, ons beheer die spinnerspoed om buite te beheer. Dis 'n isobus strooier. Tans het ons hier 'n Raven stelsel op hierdie strooier. Ons kan ook 'n Topcon stelsel of 'n Greenstar stelsel op die strooier sit. As julle hier kyk, sal julle sien hier's 'n valveblok wat ons van Heideck af kry, wat al ons olievloei vir ons presies beheer na die spinners toe en ook so na die bel toe. Kom ons beweeg om na die deel wat eintlik saak maak op 'n strooier en dis die spinners. Ons het 2 spinners en 'n ketting aan die binnekant op die vloer. Die ketting word aangedryf deur 2 motors, een aan die een kant en een aan die ander kant. So ons kan kalk, kunsmis, gips, al daai verskillende produkte kan ons strooi. So deel van die spinners is dit kry baie vibrasies soos wat die produk op dit val en so aan. Vir dit het ons 'n dubbele bearing as ook 'n spider coupling wat net die vibrasie tussen die spinnerdisk en die hidroliese motor vir ons uithaal. Iets wat hier uitstaan op die agterkant is die rock separator. Dis 'n patent wat ons ontwikkel het. Die rock separator skei net die produk van die klip. Ons het tans deur 'n proses gegaan waar ons akkreditasie moes kry op hierdie masjien. So ons is baie trots om te sê ons kan 'n presisie kunsmisstrooier vir julle bied. Op hierdie groot strooier wat 18 ton kan vat, benodig ons 'n dubbel as. Soos julle kan sien, het ons 2 aste met 'n rocker in die middel. Die doel van die rocker is om die gewig evenredig te versprei tussen die 2 aste. Die agterste as is 'n steering axle. Soos wat mense in die land ry en om skerp draaie gaan, draai die as saam met die strooier. In hierdie strooier is die voorste as 'n geremde as ook. So as jou trekker 'n remfunksie het, dan kan ons dit so ook opkoppel. Soos julle sal sien hier op ons drawbar, het ons sulke rubberblokke hier in die onderkant. Ons noem dit 'n sprang drawbar. Dis net om skokke uit die strooier uit te haal. So ons het ook 'n bullpull touhaai hierso. Hy het 'n bal hier in die binnekant wat kan beweeg. Daai bal maak net dat daar 'n bietjie flex is tussen jou trekker en jou strooier. Alles op die drawbar is ook verstelbaar in hoogte. Die bullpull kan op en af gaan en jy kan ook hier agter die mount van die hele drawbar verander om so perfek op jou trekker te pas. As ons weer teruggaan hier na die valveblok, 'n funksie wat ek julle wil graag van vertel is load sensing. Load sensing is maar net om direk op jou oliepomp te koppel en nie deur 'n SUV te werk nie. Soos wat jou strooier olie benodig, gaan daar olie sein terug na die trekker toe wat dan vir jou trekker presies sê hoeveel olie om na die strooier toe te stuur. Nou staan ek sommer 'n bietjie hier bo op die strooier om vir julle net die binnekant van die strooier te wys. Ons het 'n grid hier in waar klippe en goed kan uitskei tussen jou produk. As jy onder kyk, sal jy ook sien ons het 'n brug in. Daai brug is ook stainless steel as ons 'n stainless steel strooier bou. Die grid is ook so dat dit modulêr is, so dit is in seksies. Daai seksies kan ons dan nou op 'n bakkie laai of maklik om vir een persoon om dit af te haal. Hierdie spesifieke masjien vat 6 load cells. Die voordele van load cells is jy kan dinamies kalibreer. So soos wat jy strooi, werk hy die teorie versus die actual wat jy gedoen het, vergelyk die presisiesisteem en so kan hy jou kalibrasie outomaties vir jou aanpas. Ek hoop julle weet nou 'n bietjie meer van ons Rubik Synchro Spread strooier. As daar enige belangstelling is of navraag is, kontak ons gerus. Ons sal graag met julle wil in kontak kom. Ja, hopelik strooi die strooier gou daar op jou plaas.